Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks een hoofdstuk in die Nieuwe Testament het lees met die doel om ons christen te versterk op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofdstuk 11 en die opskrif lees, 'n klein groepie het oorgebly. My volgende vraag sou wees, dit beteken toch seker nie dat God sy volk die Jode verstoot het nie? Natuurlijk nie. Ek is mos ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. Nee, God het nie sy eie volk verstoot wat hy van die begin af uitverkies het nie. Onthou julle nie wat die skrif sê in die gedeelte oor Elia nie, hoe hy oor Israel by God gekla het. Here, hulle het u profete doodgemaak en hulle het u altare afgebreek. Ek het alleen agtergebly en nou probeer hulle om my ook doodmaak. En onthou julle God se antwoord. Sy woorde was, hy is nie die enigste een wat oorbly nie. Ek het vir my 7000 ander mense laat oorbly wat nog nooit voor Baal gekniel het nie. So is dit ook vandag nog. Daar het 'n klein groepie oorgebly wat God in sy genade uitverkies het. En as dit uit genade is, dan was dit sekerlik nie op grond van hulle goeie dade nie. Anders sou die genade nie meer werklik genade wees. Dit wil sê dit wat ons teen alle verdienste in van God ontvang nie. Dit alles kom daarop neer dat Israel nie die vryspraak gekry het waarna hulle deur nakoming van die wet gesoek het nie. Die klein groepie wat God vir hom laat oorbly het, het dit egter wel gekry. Die meerderheid is egter innerlik verhard, soos die skrif tereg sê. God het 'n innerlike verdwasing oor hulle laat kom. Hulle oë sien nie wat hulle behoort te sien nie. Hulle ore hoor nie wat hulle behoort te hoor nie. So is dit tot vandag toe. En Dawid het hieroor die volgende gesê, mag hulle feesmaaltye vir hulle 'n gevaarlike valstrik word, 'n struikelblok en 'n straf, laat hulle oë verblind word, sodat hulle nie kan sien nie en hulle rug al hoe krommer trek. Ek sou verder kon vra, Israel se struikeling beteken tog seker nie dat hulle tot 'n finale val gekom het nie. Sekerlik nie. God se plan was om deur Israel se val die redding vir die heidene nasies beskikbaar te maak, sodat hulle weer op hulle beurt vir Israel jaloers kan maak. As die wêreld dan deur die val van die Jode verryk is en die heidene nasies ryk gemaak is, deurdat Israel tot 'n klein getalletjie gereduseer is, dink net wat sal gebeur as die meerderheid Jode die goeie nuus sou aanneem. Ek sê al hierdie dinge veral vir die van julle wat uit die heidene nasie afkomstig is. As apostel onder die heidene nasies, gee ek my allerbeste vir my bediening, in die hoop dat ek my eie mense jaloers sal maak en sommige van hulle gered sal word. Want as die Jode se verwerping meegebring het, dat God vir die hele wêreld die herstel van hulle verhouding met hom aanbied, hoeveel wonderliker sal die Jode se aanneming nie wees nie. Dit sal niks minder nie as lewe uit die dood beteken. As die eerste stukkie deeg aan God geoffer word, beteken dit dat die hele baksel eintlik aan hom behoort. Net so as die wortels van die boom aan God gewy is, sal die takke ook aan hom behoort. Party van die takke van hierdie boom van die Joodse takke is uitgekap en jy, die wilde olyf, is op die makboom ingeënt. So deel hy ook nou in die lewenssap wat van die makolyf se onderstam af opstoot. Maar oppas om nie jou bors hieroor uit te stoot nie. Dit is immers nie jy wat die onderstam dra nie, maar juis andersom. Jy kan dalk sê, die takke is uitgekap sodat ek ingeënt kan word. Toegegee, hulle is egter as gevolg van hulle ongeloof uitgekap, terwyl jy nou daar is omdat jy glo. Moenie dink jy is wonderlik nie, maar wees liewer baie klein voor God. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, kan hy jou dalk ook nie spaar nie. Neem in ag dat God vol goedheid, maar terselfdertyd ook streng is. Hy is streng teenoor hulle wat van hom weggedwaal het, maar vol goedheid teenoor jou, mits jy op sy goedheid bly staatmaak. Anders kan jy ook afgesny word. En as die Jode nie volhard in hulle ongeloof nie, sal God hulle weer op die olyfboom terugent. Hy besit die mag om dit te kan doen.
Want as God bereid was om julle, wat van nature takke van die wilde olyf was, af te sny en julle op die mak olyf oor te ent, wat 'n baie ongewone ding was om te doen. Hoeveel eerder sal hy nie die Jode wil terugent op die boom waar hulle hoort nie. Ek wil graag aan julle 'n geheim vertel, liewe broers en susters, wat God aan my bekend gemaak het. Ek doen dit om te voorkom dat julle te slim in julle eie oë word. Dit gaan daaroor dat die verharding net vir 'n beperkte tyd oor Israel gekom het, totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk van God ingekom het. En so sal die hele Israel gered word. Daar staan mos in die skrif: 'n redder sal uit Jerusalem kom, en hy sal Israel se goddeloosheid van hom verwyder. En dan sal ek hierdie verbond met hulle sluit, wanneer ek hulle sondes wegneem.' Hulle is op die oomblik wel vyande van die goeie nuus, maar dit kom julle ten goeie omdat God sy gawes nou aan julle geskenk het. Tog is hulle, wat God se uitverkiesing betref, nog steeds geliefdes van God. Hy het immer sy beloftes aan die aardsvaders gegee en sy gawes en roeping staan onherroepelik vas. Voorheen was julle aan God ongehoorsaam, maar as gevolg van die ongehoorsaamheid van die Jode het julle in die huidige tyd ontferming ontvang. Net so sal die ongehoorsaamheid van sommige van julle aan God se ontferming weer daartoe lei dat die Jode opnuut ontferming sal ontvang. God sluit alle nasies in die ongehoorsaamheid in, sodat hy hom oor almal kan ontferm. Hoe ongelooflik wonderlik is God nie. Hoe ontsaglik ryk en wys en vol kennis is hy nie. Sy beslissings gaan ons begrip te bowe. Sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Wie van ons kan regtig verstaan hoe God dink? Of wie sou as sy raadgewer kon optree? Of wie sou ooit aan hom 'n guns kon bewys vir wie hy dit moes vergoed? Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag. En alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.